God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder U boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dae, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Goeiemôre vriende. Hartlik welkom hier by vanoggend se diens dan ook. Dit is so lekker om almal van julle hier te sien. Dis 'n lekker propvol diens vanoggend. Ons het 2 kinders wat vandag gedoop word. Ons gaan verder met ons reeks pad langs waar ons bietjie gaan gesels oor ons bagasie waarmee ons reis. Maar ons kan ons nie 'n diens begin voordat ons eers saam die Here loof en prys nie. Dis hoekom ons hier is, om die Here se naam te loof en prys. Maar voordat ons dit doen, as jy nog nie die kans gehad het nie, groet gou iemand voor jou, langs jou en agter jou en sê vir hulle welkom hier by vanoggend se diens.
Een van die grootste voorregte wat ons in die woord lees, is dat kinders van die Here saam die Here loof en prys. En daar is iets van ons saam wees wat heilig is. So wat ons gehoor het in die weekse oordenkings ook en by verlede Sondag se diens, waar die woord vir ons sê, ons moet mekaar aanmoedig om so as gelowiges by mekaar te kom. En daar is iets wonderlik wat gebeur wanneer kinders van die Here saam die Here se naam loof en prys. En dis wat ons nou gaan doen. Ek wil vir julle nooi om te staan. Ons gaan 'n paar liedere sing tot eer van die Here. Meeste van hulle is bekend. Daar's een wat dalk so bietjie onbekend is. Hy's nie nuut nie, is 'n baie ou liedjie. Maar dalk hoor jy hom vanoggend vir die eerste keer, maar hy sing ook lekker maklik. Maar kom ons staan en dan loof ons prys ons die Here se heilige naam. Sy naam verheerlik kom. Door die dood was hy getrou, en daardeur is ons ou sy eiendom. Laat ons wat sy sê ons sê, mekaar steeds liefde hê, en om hoe alles seer. Loof hom Christus die Heer. Loof hom Christus die Heer. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam verheerlik hom. Door die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds liefde hê, en om hoe alles seer. Loof hom Christus die Heer. Loof hom Christus die Heer. Halleluja. Sy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds liefde hê, en om hoe alles seer. Loof hom Christus die Heer. Loof hom Christus die Heer. Halleluja. Ek kan nie sonder U nie, halleluja.
as ons wag op die Here, as ons wag op die Here, as ons wag op die Here. Ons krag word meer as ons wag op die Here, as ons wag op die Here, as ons wag op die Here. Ons God, hy is vir ewig, ons hoop, ons sterke Redder. Hy is die ewige, o Heer, die ewige, o Heer. Die sluimer nie, hy word nooit moeg nie. Ons krag word meer as ons wag op die Here, as ons wag op die Here, as ons wag op die Here. Ons krag word meer as ons wag op die Here, as ons wag op die Here, as ons wag op die Here. Ons God, hy heers vir ewig, ons hoop, ons sterke Redder. Ons God, hy heers vir ewig, ons hoop, ons sterke Redder. Hy is die ewige, o Heer, die ewige, o Heer. Hy sluimer nie, hy word nooit moeg nie. Hy red die swakkes, die wat vrees, vertroostel met die Gees. Hy laat ons zweef soos arende. Sal ons
Heer die Vader, Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer, Heer ons God se majesteit, loof hom tot in ewigheid. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. dan moet ek juig. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Ons kan maar ons plekke inneem. Nadat ons die Here se naam so geloof en prys het, kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Here, vanoggend wil ons vir U loof en prys. Ja, Here, vir al die dinge wat U vir ons doen. Vir al die dinge wat U vir ons gee. Maar Here, allereers somme net vir wie U is. Here, daar is niemand soos U nie. Daar is geen God behalwe U nie. En Here, al hierdie ander dinge wat ons as mense dikwels so rondjaag, waarin ons dink ons geluk vind en ons sekuriteit vind, Here, weet ons, is waardeloos, is nutteloos, is betekenisloos, want Here, in U alleen is daar lewe. In U alleen vind ons alles wat ons nodig het. En Here, wat 'n voorreg is dit nie, om te weet dat U is die almagtige Skepper God. Here, wat alles wat gesien kan word en nie gesien kan word, die gemaak het net deur 'n woord te sê, en dit was daar. En Here, U is ons hemelse Vader. En U is lief vir elke een van ons. Wat 'n voorreg is dit nie. Here, daarom loof en prys ons U naam. Here, en vra ons dat U naam verheerlik sal word in alles wat vandag in hierdie diens gebeur, want alles gaan oor U. Here, hierdie liedjies wat ons gesing het, se woorde het net vir ons betekenis, omdat U dit elke dag vir ons betekenis gee. Dankie daarvoor. Dankie vir U liefde en U genade, onbeskryflik groot, Here, en mag die lied van ons hart en ons lewenslied elke dag van ons lewe bly. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, vriende, ek groet jou dan ook vanoggend, soos ons as kinders van die Here mekaar groet in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir elke een van julle. Amen.
As jy vanoggend vir die eerste keer hier by ons is, of by ons gemeente kuier, of jy's 'n nuwe intrekker, of iemand nou net oorgekom het, baie welkom vir elkeen van julle. My gebed is dat dit vanoggend vir julle 'n wonderlike lekker ervaring hier by hierdie spesiale geloofsfamilie sal wees. Want dit is 'n spesiale geloofsfamilie. En mag julle vandag ook iets van die liefde van die Here en ons liefde vir mekaar hier in hierdie diens beleef dan ook. Liewe gemeentevriende, daar's nog ons 'n hele paar goedjies. Daarom gaan ek nie alles in die familienuus vir julle uitlig nie. Julle weet wat in hierdie tyd, julle moet asseblief neem en lees en kennis neem van al die goedjies wat daar gebeur. Ons wil in besonder vanoggend baie welkom sê vir Pieter en Tineke en dan ook vir oom Lavie en tannie Sofia en dan ook vir julle as gesinne en families op hierdie doopgeleentheid vir julle, vir Marisel en Robin, en waarby ons nou gaan kom, mag vanoggend vir julle 'n baie spesiale geleentheid dan ook wees. Ons het ook besoekers vanoggend hier, wat bietjie met ons as gemeente wil kom gesels, maar voordat ek vir hom aan die woord stel, wil ek net eers vra Japie, waar sit jy nou Japie? Ek weet waar jy rondloop altyd, maar Japie, waar sit jy? Daar agter is Japie. Japie? Kom staan gou hier voor vir my asseblief man. En ek is nou nie seker, Riet is hier, is Riet hier so? Ok. Liewe gemeentevriende, Japie weet nou nie hiervan nie. Dus seker van weer die verstomheid op sy gesig, maar Japie, vandag is eintlik 'n spesiale dag op twee maniere. Die een is, daar is eintlik 'n tipe van 'n oorgee wat vandag plaasvind van Japie, wat vir baie lank ons koster hierso by die gemeente was, en hy het hierdie werk vir ons wonderlik gedoen as koster, maar nie net as koster, kyk, Japie is jy's baie jare, ek meen Japie was my sondagskoolmeneer gewees, toe ek hier nog in die gemeente was. En die laaste paar jaar het Japie vir ons uitgehelp as koster, en so wat julle weet, ons het nou 'n nuwe koster aangestel ook, wat ook hier by ons in die gemeente is, julle het al die foto's van hulle gesien, en ek sal hulle as gesin nog ordentlik aan julle as gemeente aan die woord stel, maar vanoggend wil ons net die geleentheid gebruik, Japie, om vir jou baie dankie te sê, vir die wyse waarop jy ook die Here gedien het, op hierdie manier in ons gemeente. Dankie vir jou bereidwilligheid, dankie dat jy hier was, en dat jy die werk vir die Here gedoen het, soos wat jy en Riet het gedoen het. In haar afwesigheid, sê ek asseblief vir haar ons dank ook, vir dit wat julle gedoen het. Ons weet, alhoewel ons nou 'n ander koster het, is jou werk in die gemeente nog nie klaar nie, so ons bid die Here se seën ook oor jou en Riet, oor die nuwe seisoen wat vir julle aanbreek, en ons gaan in die week wat kom in die kantoor op 'n spesiale wyse van julle ook, nie afskeid neem nie, maar ook net dankie sê, en ons neem afskeid van hierdie seisoen wat nou verby is, met die kosterwerk dan ook, maar weer eens baie dankie vir dit wat julle vir ons in die gemeente beteken, en vir alles wat julle vir ons gedoen het, dan ook. Ek wil graag vra, liewe gemeente, dat ons net daar waar ons sit, net ons oë sal sluit, en dan gaan ek sommer net vir Japie hulle gebed doen, en vra ons die Here se seën ook oor die nuwe seisoen, wat vir hulle aanbreek. Here, ons wil vir baie dankie sê, vir die voorreg wat ons as mense het om te weet, U is nie afhanklik van ons nie. Here, U het ons nie nodig nie, maar nogtans kies U om ons as mense uit te nooi, om deel te wees van die werk wat U hier in hierdie wêreld doen. En Here, almal van ons het verskillende gawes en talente, en so gebruik U vir elkeen van ons. En Here, ons wil vanoggend sommer net vir U dankie sê, vir Japie en Riet, en die wyse waarop hulle ook die laaste paar jaar in hierdie gemeente gedien het, as koster en kosterpaar eintlik, maar Here, dankie vir die werk wat hy gedoen het, Here, dankie vir die gesindheid waarmee hy het gedoen het, Here, ons weet, hulle het dit vir U gedoen, en waaraan nou 'n nuwe seisoen vir hulle aanbreek, Here, bid ons U seën ook oor hulle, en vra dat U vir Japie en vir Riet duidelik sal wys, waar en hoe U hulle nog steeds wil gebruik, in U kerk, om U koninkrykswerk te doen, in ons dorp, en in ons gemeenskap, Here. Seën hulle, en mag hulle elke dag daarvan bewus wees, dat U genade vir hulle genoeg is. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie, Japie, hoor. Liewe gemeentevriende, ons het 'n ander besoeker ook vanoggend hier, en ek wil hom sommer dadelik aan die woord stel. Hy's nie 'n onbekende gesig in die omgewing nie, maar hy gaan homself nog steeds voorstel aan elkeen van julle. En dit is Rudy. Rudy, baie welkom vir jou hier by ons dan ook. Ek en Rudy is ou klasmaats gewees, maar julle sal sien, hy het baie beter oud geword as ek, hoor. So die grys baard doen my nou nie verskriklik goed nie.
Op 'n ligter noot, ons is mos nou in kinderpartytjie seisoen en gister het ek net die voorreg gehad om vir Ben na 'n kinderpartytjie toe te vat. En ek moes vir Lindy 'n WhatsApp gestuur dat ek sê vir haar, jy gaan nou nie glo wat het nou by my gebeur hier by die kinderpartytjie nie. Een van die paas het vir my gevra, oom, kan ek vir jou iets gee om te drink? Toe besef ek, ek gaan hierdie baarteplan mee moet maak. Maar julle sal sien, Rudy, ou klasmaat van my op hierdie stadium ook skoolhoof by Bersig, amper sê ek Bersig gemeente, by Bersig skool, maar hy is nie as 'n skoolhoof vanoggend hier nie, 'n ander hoedanigheid en hy sal self julle vertel waarom hy vanoggend hier is. Rudy, ons luister graag, baie welkom hier by ons. Sê, hy is aan. Baie dankie Dominee Jaco aan u en die gemeente dat u my die geleentheid gee om so 'n bietjie met julle te kom praat oor 'n baie belangrike aspek wat ook as deel van die kerk uitgevoer word in die wêreld hier buite en om ons plaaslik. Mense, ek wil heel eerstens sê is lekker om u almal te sien en dit is lekker om u as gemeente ook te ontmoet. Julle almal het al hierdie rooi Bybeltjie iewers gesien. Is ek reg of verkeerd? Het u al so 'n Bybeltjie gesien? En u weet hierdie Bybel is nou 'n Bybeltjie wat die Gideons laat druk, ook hand aan hand met die Bybelgenootskap, om hom gedruk te kry. En die doel van hom, of die doel van my of ons manne as deel van die Gideons is as volg. Ons is manne wat saam staan reg oor die wêreld. Reg oor die wêreld om hierdie Bybel te versprei, huidiglik in meer as 200 lande. Ons het al meer as 2 miljard van hierdie testamente reg oor die wêreld geplaas. Wat doen ons? Wat is ons doel? Is om hande te vat met ons kerke, plaaslik. Ons is in 'n uitbreiding van die kerk, daar waar die kerk nie altyd kan uitkom nie, om hierdie eksemplaar of hierdie woord, hierdie testament, te plaas in iemand se hand, in ons omgewing, wie dalk nie die voorreg het, of wie dalk nie die geleentheid het, om by u gemeente te kan kom nie. Soos ek sê, ons is 'n internasionale instansie. En omdat ek en omdat u die Here as ons persoonlike saligmaker aangeneem het, verwag die Here van ons iets. Hy verwag van ons om ook te doen. Nie net te ontvang nie, maar ook te doen. Hy verwag van ons om vissers van hom te wees, vissers van die Here Jesus. Nou ek is sekerlik, ek dink Jaco, jy sal my ken, Dominee Jaco. Ek is sekerlik een van God se stoutste kinders op hierdie aarde gewees. En ek dink as ek eendag die hemelpoorte moet ingaan, gaan ek hom so inskuur. Maar gelukkig sê die woord van God dat hy het plek vir sy stoutkinders en vir sy soetkinders. So wie jy is, wat jy is, wie jy dink jy is nie van belang vir die Here Jesus nie. Wat jy doen, wat hy van jou vra, is belangrik. En hy het vir ons almal 'n opdrag gegee. Daar waar u in die werk is, moet u 'n visser vir die Here wees. Waar u ook al geroep is, moet u 'n visser van die Here wees. Vir my, om 'n visser van die Here te wees, beteken ek moet die weg van saligheid in iemand se hand kan plaas. Dit is wat die Here op my hart gelê het. En ek glo ons as Gideons doen dit dan so. Ons bring die woord vir die mense in ons gemeenskappe en ons plaas dit in hulle hand. En wanneer jy sien, ons het byvoorbeeld hierdie woord geplaas by die tronk in Kirkwood,
verlede jaar. En wanneer jy sien dat 11 mense voor jou kom kniel en hulle sê hulle wil die Here Jesus aanneem. Ek is nie 'n dominee nie. Ek het nie daai agtergrond nie, ek het nie daai agtergrondkennis nie. Maar hulle kom vra vir jou om vir hulle die geleentheid te gee, om hulle hart vir die Here te gee. En hulle kom kniel voor jou, rowwe manne, geharde manne, en hulle gee hulle hart vir die Here, en jy sien die glimlag op hulle gesig na die tyd, daai absolute verlostheid in hulle oë, daai oorgawe wat hulle het, om die Here dan daarna te wil dien, dan maak dit vir 'n mens vreugdevol voel. Dan besef 'n mens, dis God se werke, dis nie my werke nie. Dis nie ek of jy nie, die Here gebruik net ons gehoorsaamheid aan hom om seker te maak dat daai saadjie geplant word. En daai vreugde wat 'n mens kry uit dit is genoeg. Dit is lekker. Wanneer 'n mens sien hoe 'n jong seun of dogter sy hart vir die Here gee. Sonder dat ons veel hoef te doen. Net die weg van saligheid te verduidelik en die woord in iemand se hand te plaas. So ons is 'n verlengingstuk van die kerk om daar uit te kom waar die kerk nie noodwendig altyd kan uitkom nie. Ons het 'n noodroep vanoggend. Die noodroep is, ons het te min manne en vroue wie ons aan die hand kan vat om te help met hierdie tipe werk. Wat vra ek vanoggend? As die Here dit op u hart lê en u het die tyd daarvoor, dit beteken deur die dag weet ons werk baie van ons mense. Maar as u die tyd het daarvoor, u is miskien op pensioen, u het miskien die tyd om u hand te gee wanneer ons hierdie Bybels by skole in ons omgewings plaas, of by hospitale in ons omgewings, of by hotelle in ons omgewings. En u kan u werk so vir die Here voortsit, deur hierdie woord te gaan plaas, dan vra ons u, kom word deel van ons as Gideons. Kom sluit aan, word in Gideon. Ons doen daardie werk, omdat dit uit gehoorsaamheid aan God se woord is, toe hy vir ons gesê het, kom ons word vissers van hom. Indien u nie kan u net vir ons in gebed tree, en vir ons bid, dat wanneer hierdie saadjie in iemand se hand kom, dat die Here daai saadjie sal voed, en dat dit 'n groot, massiewe boom in daardie persoon se lewe sal raak. Of u kan aansluit as 'n vriend van die Gideon, waar u dan miskien 'n finansiële bydrae, wat u ook al wil, kan bydra om ons te help om hierdie Bybels te laat druk. Dit kos ons omtrent R35 om so 'n Bybeltjie te druk. So enige finansiële bydrae wat u dan kan gee, sal wel help. En u weet, u eerste verpligting is teenoor die kerk. Jou 10de moet jy vir die kerk gee. Hierdie is addisioneel. Hierdie is nie om raak gesien te word nie. Hierdie is omdat u dankbaar is dat die Here Jesus ook een of ander tyd in u lewe vir u gesterf het, toe u hom nodig gehad het. Die prys betaal het, sodat u die ewige lewe kon hê, en sodat ek die ewige lewe kon hê. Daarom doen ons dit, uit dankbaarheid aan God, vir wat hy eerste vir ons gedoen het, toe hy aan daardie kruis gesterf het vir ons se sonde. So ek gaan afsluit, deur te sê, dankie vir hierdie geleentheid, gemeente. En ek gaan afsluit, dat as die Here dit op u hart plaas, om vir hom te werk op so 'n manier, u moet luister, as die Here dit op u hart plaas, en u wil dit doen, nie om die poorte van die koninkryk te bereik nie, want
Geen verdienste is daarvoor nodig nie. Geen diens wat u gaan lewer, gaan u daarin kry nie. Dit is God se genade alleen, deurdat hy vir ons gesterf het. Maar omdat ons dankbaar is dat hy ons saligmaker is, kan u hierdie werk doen vir hom. En as die Here dit op jou hart lê, stel jouself bereidwillig. Ons is min in ons area, die Uitenaag, Dispatch, Kirkwood area, is ons net 3 manne wat duidelik al die skole in ons omgewings doen. So as jy die tyd het en jy kan, en die Here plaas dit op die hart, kom word deel as 'n Gideon. Indien jy nie op so 'n manier kan hê, die gebed en finansiële bydrae as 'n vriend van die Gideons sal ons ook baie help. Tot sover. Baie dankie gemeente vir die geleentheid. Dankie Dominee Jaco. Vriende, daar het julle die uitnodiging. Kom ons probeer weer. Is julle nou weer wakker? Daar is ons die uitnodiging wat julle van Rudy af ontvang het, en ek wil vir jou vra, as die Here dit op jou hart gedruk het, asseblief, julle het sy gesig gesien, julle weet waar om te kry, om na die te gekom het om te gesels. Ek wil net OK, goed. Daar is hy. Nou is ons op die lig. Kom ons probeer weer. Terwyl ons hier voor is, wil ek ook gou seker maak, ons gaan nou nie vanoggend 'n kindermoment ook nog hê nie. Maar ek wil vra, kyk wie van hulle hier is Tannie Dottie stryd, om Tannie, is jy hier? Steek vir my die hand op as jy hierso is. Nee. En Tannie Sarah Grasman, ek twyfel ook. Goed, maar in hulle afwesigheid op 6 Maart, albei van hulle. Die een word 80 jaar oud, Tannie Dottie, en Tannie Sarah word 81 lewensjare oud op haar verjaarsdag. Baie geluk met julle verjaarsdag, mag vir julle en julle gesin en geliefdes 'n baie spesiale dag wees, dan ook. Nou ja, liewe gemeentevriende, met al hierdie goedjies wat ons gehoor het in gedagte, ons het baie om voor dankbaar te wees tot eer van die Here, en ek wil vir ons nou die geleentheid gee om hier waar ons sit, kom ons dien die Here met ons offergawes. Ek vertrou alleen op Jesus, soos sy kind sorg hy vir my. Al my ure, al my dae, bly sy gees my altyd by. Jesus, Jesus, ek vertrou U, uit U woord kan ek dit weet. Jesus, Jesus, kosbaar Jesus, in U liefde wil ek leef. Soos 'n vader sorg hy vir my, en ek weet hy is altyd by my. In my lewe, in my wandel, staan U Gees my altyd by. Jesus, Jesus, ek vertrou U, uit U woord kan ek dit weet. Jesus, Jesus, kosbaar Jesus, in U liefde
Ek vertrou alleen op Jesus, soos sy kind sorg hy vir my. Al my ure, al my dae, bly sy gees my altyd by. Jesus, Jesus, ek vertrou U, uit die woord kan ek dit weet. Jesus, Jesus, kosbaar Jesus, in die liefde wil ek leef. Soos 'n vader sorg hy vir my, en ek weet hy is altyd by my. In my lewe, in my wandel, staan die Gees my altyd by. Jesus, Jesus, ek vertrou U, uit die woord kan ek dit weet. Jesus, Jesus, kosbaar Jesus, in die liefde wil ek leef. Nou liewe gemeentevriende, soos wat ons aan die begin van die diens gehoor het ons die voorreg om vanoggend te vier in die doop van twee van ons kinders dan ook. Dis hoekom ons maatjies van die kinderkerk nog hier by ons in die kerk sit. Ons het nie vergeet van julle nie, maar julle kan daar net by pappa en mamma sit daar waar julle nou doen. Daar's van julle maatjies wat vanoggend gedoop gaan word. Dit maak dit baie spesiaal. So ons as die doop saam klaar gevier het, na die doopviering sal 'n geleentheid gee dat ons maatjies uitbeweeg na die kinderkerk toe. Liewe gemeentevriende, voordat ek die ouers en die kinders na vore roep, wil ek net weer vir elkeen van ons herinner oor wat die doop beteken en waarom ons die doop vier soos wat dit doen. Maar ek wil dit vanoggend vir ons bietjie anders te verduidelik. Ons weet nou altyd in hierdie tyd dat die doop en die manier waarop ons die doop vier nie allereers gaan oor 'n keuse wat ek maak nie, maar oor 'n keuse wat God maak. En daarom doop ons kinders, babietjies dikwels, en soms kinders wat al bietjie ouer is, soos in vanoggend se geval. En doop ons hulle nog voordat hulle dalk enigiets verstaan van wie God is, hoe genade werk, of enigiets verstaan van die verlossingsleer en al daai tipe van dinge. Ons doop hulle omdat God die belofte gemaak het dat ek is jou God, ek sal lief wees vir jou, jy is myne, ek het jou op jou naam geroep. So die doop is vir ons 'n viering van die beloftes wat God maak oor kinders se lewe nog voordat ons iets doen om dit te verdien. Daar is 4 partye wat betrokke is by die doop vanoggend. Die eerste een natuurlik is God, die een oor wie die doop gaan. Die een wat beloof dat hy vir ons sal sorg, dat hy 'n verhouding met ons wil lewe, dat hy ons redder is, dat hy ons liefhet, dat hy ons nooit sal verlaat en ons nooit in die steek sal laat nie. Die tweede een is hierdie kinders wat vanoggend gedoop word, waarvan die Here die belofte kom maak dat julle is myne. En dat die Here 'n belofte bring dat sê hulle hele lewe wat hulle voorlê, sal die Here getrou wees en vir hulle sorg. Die derde party wat betrokke is die ouers. En julle sien vriende, ouers is nog altyd God se plan gewees sodat kinders kan groot word en weet wie God is. Dis hoekom God vaders gemaak het. Sodat kinders kan groot word en weet, dit is, as die Bybel sê God is 'n vader, dan moet hy soos my pappa wees, want dis mos wat 'n pappa is, dis wat 'n pappa doen. 'n Pappa is lief, 'n pappa beskerm, 'n pappa sorg vir ons, 'n pappa hou ons veilig. Vaders is God se plan om kinders groot te maak, sodat hulle hom sal ken vir wie hy is. Net soos moeders, God se plan om kinders groot te maak, dat hulle kan weet wie God is, want in die woord staan daar ook, waar God sê, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar hou, so beskerm ek julle ook. Iets van daardie beskerming, iets van daardie versorging, wat ons by 'n ma kry, vertel ons iets van wie God is. En die wonderlike ding wat vanoggend hier gebeur is, wat ons ook sien, die Here gebruik ouers, en ons weet ons lewe in 'n gebroke wêreld, waar ouers nie altyd hulle roeping uitleef tot eer van die Here nie. Maar dan stuur die Here ander mense, om as 'n pleegouer, of 'n voog, of 'n versorger, of 'n plek van veiligheid, of hoe dit ook al sy,
om kinders groot te maak tot sy eer. Maar die Here sorg dat geen een van sy kinders ooit alleen deur hierdie lewe gaan nie. En die laaste party wat betrokke is by hierdie doop, is ons as 'n gemeente. Maar dit is 'n familieviering vanoggend. En ons beloof ook vanoggend om hierdie kinders wat vandag gedoop word, om vir hulle te bid, om aan hulle te dink, om hulle te ondersteun, om hulle ouers te help in hierdie proses wat vir hulle voorlê. Hulle is een van ons is 'n groot familie tot eer van die Here. Met dit in gedagte, wil ek vra Pieter en Tineke dat julle asseblief saam met Marisel sal vorentoe kom, en dan ook oom Lavie en tannie Sofia, ons ken hom as oom Lavie, oom Petrus Daniel, saam met Robin, dat julle sal vorentoe kom asseblief. Julle kan sommer hierso by my hier staan, hoor. Môre julle, 'n baie spesiale welkom vir julle op hierdie baie spesiale en mooi oggend. En soos ek nou gesê het, dis vir ons as 'n geloofsfamilie regtig 'n voorreg om in hierdie oggend te deel saam met julle gesinne ook. Julle het gehoor wat ons nou gesê het oor die betekenis van die doop. En daar wil ek hê julle moet asseblief mooi luister na die volgende vraag wat ek vir julle gaan vra. En dat julle dan hardop sal antwoord sodat die gemeente getuie ook is van julle antwoord daarop. In die eerste plek is bely julle dat God die een is wat lewe gee. En dat ons daarom kan weet dat hierdie kinders wat die Here aan julle toevertrou het, van hom afkom, dat hulle aan hom behoort, dat hy hulle op hulle naam geroep het, hulle is syne. Bely julle dat danksy dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, maar Isabel en Robin, alhoewel hulle in hulle lewe nog baie, hulle gaan baie foute maak, nee, dis mense. Ons noem dit die impak van sonde in ons lewe. Maar danksy dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, kan hulle vandag gedoop word. En weet ons, hulle behoort al klaar aan die Here, en die Here sal hulle hand nie vir een oomblik los nie. Bely julle dat die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, die woord van God is. En beloof julle om hierdie kinders wat die Here aan julle toevertrou het, groot te maak tot sy eer en volgens sy wil, soos wat hy dit vir ons in sy woord leer. Wat is julle antwoord hierop? Ja. Die gemeente, julle is getuies hiervan, van die antwoorde wat hulle vanoggend gee. Daarom kan ons dan ook saam met hulle vier in die doop, wat ons nou gaan met mekaar gaan vier dan ook. Bid vir hulle, ondersteun hulle, dra hulle elke dag aan die Here op, so wat kinders van die Here vir mekaar dan ook doen. Ek gaan eers vra Robin, dat julle sal vorentoe kom, om Lavie en Sofia, dat julle by my sal kom staan. Robin, Dominee Jaco gaan nou aan hierdie water vat. Dan gaan ek die water op jou kop laat val. En as ek jou vanoggend doop, dan moet jy weet, dit is omdat liewe Jesus baie, baie lief is vir jou. So Robin, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, Robin is vir u baie spesiaal. Help haar om altyd te onthou dat liewe Jesus lief is vir haar en dat God haar hemelse Pappa is en dat hy altyd vir haar sal sorg, dat hy haar altyd sal beskerm. En Here, u het groot drome en planne vir Robin se lewe. Mag sy groot word en u vir u lewe en vir u lief wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle kan vir my nader staan. Marisel, jy het nou gehoor wat ek vir Robin gesê het? Ek gaan nou met hierdie water in jou koppie raak. En dis 'n manier waarop die Jesus vir jou ook vandag sê, hy is baie lief vir jou. Al nog voordat jy nog enigiets kan onthou, nog voordat jy in mamma se maagie was Jesus al lief vir jou. En daarom doop ons jou vanoggend, nee, so Marisel, ek doop jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Marisel, liewe Jesus is ook baie lief vir jou. En met daardie mooi blou oogies van jou, gaan Jesus jou nog gebruik om ander mense raak te sien en vir ander mense te sorg wanneer hulle dit nodig het. Mag jy altyd gehoorsaam wees aan Jesus en vir Jesus baie lief wees. Amen. Marisel se ouers het gevra dat hulle van hulle kant af ook die geleentheid wil gebruik om net so ietsie te sê wat op hulle harte is. Hy is aan, hoor, julle kan maar net so praat. Marisel, mag hierdie doopdag die eerste tree wees op 'n wonderlike reis waar jy weet jy is geliefd, kosbaar en deur God gekies.
maar net vir jou sê, baie mooi doopdag. En mag hierdie dag jou altyd aan herinner aan liewe Jesus se liefde en trou vir jou, né? En jy moet onthou, oupa en ouma is baie lief vir jou. Ons sal al die pad saam met jou stap na liewe Jesus se hartjie toe, né? Dankie. Dankie oom Lavie. Dis nou die Heilige Gees ook bemoedig en versterk. Gister toe ek vir oom Lavie sê, toe sê dominee, ek kan nie so voor mense praat in my hartjie is. Julle mag die Here julle ryklik seën op hierdie pad vorentoe. Mag julle altyd op hom vertrou. En mag julle ook beleef hoe die Here julle deur sy Heilige Gees versterk, sodat julle hulle kan grootmaak tot sy eer dan ook. Ek wil tog vra een van die kerkraadslede om Henk net om vir ons nader te kom. Ons gaan vir julle om ietsie oorhandig, 'n boekie wat julle vir kan lees en 'n doopkersie. Steek dit elke jaar op hierdie dag aan, net so met 'n verjaarsdag, sodat hulle weet dis hulle doopdatum vandag dan. Nou Robin, Marisel, nou moet julle gou mooi luister. Want die gemeente gaan nou vir julle 'n liedjie sing waar ons gaan vra dat liewe Jesus julle altyd sal seën. So julle kan dit mooi luister en daarna gaan hy vir ons 'n gebed doen en dan kan julle julle se plekkies gaan inneem. Ja Here, ons bid U seën en U beskerming oor hierdie gesinne. En ons bid U seën en U beskerming op 'n baie spesiale manier oor Robin en Marisel. Here, mag hulle groot word en beleef hoe U elke dag by hulle is, hoe U vir hulle sorg, hoe U vir hulle beskerm. En Here, mag hulle in hulle lewe geseën word met 'n oorvloed liefde en genade uit U hand uit. Dankie dat U so getrou is, Here. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen.
Baie dankie julle. Nou liewe gemeente, terwyl die laaste kinders uitbeweeg na buite, julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6 en ons gaan daar saam lees van vers 19 af. Matteus hoofstuk 6 van vers 19. Maar voordat ons nou gaan wegspring en hierdie gedeelte saam gaan lees, wil ek net weer eens met ons deel dat ons tema vir vanoggend se diens is bagasie. Ons is nou besig met die volgende paar sondae oor wat het ek nodig vir die reis. So vir die van ons wat nou nie by ons aangesluit het, nie is by die gemeente, ons jaartema is pad langs na God se hart. Ons gaan hierdie hele jaar bietjie op, so wat die Engelsman sê, 'n roadtrip gaan. Ons reis pad langs en ons wil graag by God se hart uitkom. So ons het aan die begin het ons bietjie gesels oor hoe lyk God se hart. En daarna het ons begin ons toe gesels oor die benodighede wat ons vir die reis nodig het. Ons het begin deur gesels, jy moet altyd jou ID-boekie of jou lisensie by jou hê. Verlede Sondag het ons gehoor, jy moet seker maak dat jou petroltank is vol, jou olie is getoets, jou bande lyk mooi. En vandag begin ons bietjie gesels oor bagasie. En ek is seker dat menigte pad langs 'n reise het al amper rampspoedig begin oor hierdie onderwerp van wat pak ek en wat bly. Nee, ek weet nie wonder nie, ek sien sommer so 'n paar glimlagte wat interessant is nie, ons weet wat in hierdie tyd, wat altyd so lekker is om hier vooraf te sien, nie net kyk ons na die mense voor ons langs ons kyk ook, wie gee nog reaksie oor hierdie onderwerp, nee. Maar kom ons maak gou, vir wie van julle is dit altyd moeilik, om as julle vir 'n lang tyd met vakansie gaan, onthou, hier is nie 'n kort tripie nie, ons is die hele jaar op reis, vir wie van julle is dit moeilik, om min te pak, en te weet wat moet gaan en wat moet bly. Julle, ek moet weer eens vir julle sê, daar's 'n vreemde ding wat hier in die kerk gebeur, nê? Dat wanneer ons rugby kyk op 'n Saterdag, maak ons arms niks, ons kyk wat het julle gedoen. Maar as ons in die kerk kom, ons steek ons hande op, man. Ek weet ons meer van julle wat sukkel om te pak. Wie van ons dis glad nie vir my moeilik nie. Ek pak min dominee. Ek is gemaklik met 'n ou. Dankie julle. Maar dit beteken natuurlik ook dat mamma moet elke tweede dag wasgoed was, nee, want jy pak net 2 onderbroeke vir die reis en nee, dis hoe dit werk. Maar nee, julle, ons weet om te besluit wat gaan en wat bly is altyd 'n uitdaging as dit kom by ons pad langs reis. En as jy mens kyk na so 'n paar foto's wat ek vir julle gebring het, menigte kere, dan lyk ons karre amper iets soos daardie. En dis natuurlik ook een van die geleenthede waar baie huwelike getoets word, né? Want die bagasie moet in. En as pappa eers begin knorrig raak oor hoe baie gepak is, en het jy regtig nou daardie haardroër nodig? Het jy regtig nodig om die haardroër en die straightener saam te vat? En mamma sê net, man, altyd vir jy pak. As jy nie kan pak nie, dan pak ek. En julle weet hoeveel debatte het al by daardie spasie plaasgevind, né? Nee man, jy pak nou weer nie reg nie, as jy daardie tas so draai, dan gaan daar spasie wees vir hierdie ene. En onvermydelik op 'n stadium sê die een vir die ander ene, weet jy, as jy wil pak self. Ons weet hoe dit werk. Baie kere is ons so vasberade, dat alles wat moet saamgaan, sal saamgaan, dat ons reis in die pad iets soos dit lyk. Die trailer is vol, die kar is vol, boetie en sussie en mamma sit met hulle knieë bo hulle ore, want hulle voete is bo op die tasse wat onder in die kar ingesit moet word, en partykeer is die enigste persoon wat gemaklik sit die bestuurder, maar as jy ook iemand is wat daarom dink aan jou die res van jou familie, dan sit jy waarskynlik ook ongemaklik, want nou skuif jy jou sitplek nog vorentoe, sodat almal agter jou so bietjie minder ongemaklik kan sit. En nou sit jy met die stuurwiel op jou borskas en almal in die kar sit ongemaklik, maar die tasse wat ons wil hê gaan. En kom ons wees eerlik, baie kere gebruik ons nie eers die helfte van die goed wat ons gepak het op die vakansie nie. En weet jy wat ironies? Die volgende trip, dan doen ons dit weer. Oor en oor. Die moeilike vraag, wat gaan saam en wat bly? En julle sien, Jesus vertel ons ook iets hiervan, oor ons lewensreis. En die boodskap wat ons vanoggend uit die woord van die Here hoor, is dat in hierdie lewensreis moet ons ligreis deur die lewe. Want julle sien, ons moet versigtig daarvoor wees,
dat ons te veel goed vir die reis wil saamvat. En nie net het ons helfte van dit nie nodig nie, maar in die proses maak dit baie mense se lewe of se reis ongemaklik. So wat ek met my voet op hierdie tassie moet sit, of hier moet ek so sit, en my heup is nou seer, maar ek kan nie skuif nie, want hier so 'n sak hier ingedruk, ongemaklik vir almal. In Matteus 6, dan praat Jesus op 3 geleenthede hiervan. Jesus is besig om met die bergprediking, so Jesus het in die berg van Saligsprekinge opgegaan, die mense die voor hom kom sit, en van Matteus 5 af, regdeur is Jesus besig om vir hulle te leer oor God se wil vir hulle lewe. Jesus is besig om die wet vir hulle uit te lê, maar op 'n manier wat God dit eintlik bedoel het. En dan van vers 19 af, dan lees ons hierdie woorde. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. En dan luister mooi, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Nou in Bybelse terme, as Jesus die woordjie hart gebruik in die Grieks, verwys hy nie na die orgaan van die hart wat ons nou weet wat die bloed deur ons are pomp nie. In die Bybelse tyd het jou hart gestaan vir jou wese, dit wie jy is, dit wie jy as mens is. So waar jou skat is, bepaal wie jy as mens is. Wat vir jou belangrik is in die lewe, die dinge wat jy najag, vertel wie jy as mens is. Dan gaan hy verder. Die lamp van die liggaam is die oog. As die oog goed is, as jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. En as die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie. Sien julle wat hier gebeur? Hy praat oor skatte in die hemel, en hy eindig deur te sê, dit verklap iets wat hier binne gebeur. Dan sê Jesus, die lamp van jou liggaam is die oog, en as die oog donker is, hoe donker moet dit nie hier binne wees nie. Hy fokus hier op die gesindheid van ons hart. En dan gaan hy verder, niemand kan vir 2 baase te gelykertyd werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en vir die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon was natuurlik die afgod van daardie tyd, van geld, van voorspoed, van materiële besittings. En dan net na hierdie gedeelte, waar ons teksgedeelte ophou, dan is dit die gedeelte waar Jesus praat oor die sorge van die lewe. Moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet of drink of aantrek nie. Weet jy dan nie, die hemelse Vader weet al reeds wat jy alles nodig het nie. En Here, as ek dit nou eenvoudig kan saamvat, wat Jesus vir ons in hierdie 3 gedeeltes nie, maar in hierdie paar verse met 3 voorbeelde leer, is reis lig deur die lewe. En hoe vinniger ons dit snap, hoe beter. Want julle in my bediening het ek die voorreg om by baie mense, en ek weet hulle hou nie altyd van die bewoording daarvan nie, maar by baie van ons ouer lidmate, kom ons bly by ouer lidmate te gaan kuier. En weet julle wat, nee, ek het nog nooit by 'n huisbesoek gehoor, waar 'n ouer lidmaat, en kom ons sê nou iemand wat nou weet, hulle beleef nou so na die laaste seisoen van hulle lewe toe. Ek het nog nooit in my lewe gehoor, wat 'n oom of 'n tannie vir my sê, weet Dominee Jaco wat, nou op my ou dag, as ek terugdink oor my lewe, dink ek moes meer by mekaar gemaak het nie. Niemand. Ek het nog nooit 'n besoek afgelê by iemand in die laaste seisoen van hulle lewe wat vir my gesê, weet jy wat, ek wens ek het meer banke in my huis gehad nie. Of weet jy wat, ek wens ek het daardie dubbeldeur yskas gekoop wat so oopmaak en die ekstra vriespasie onderaan het. Of weet jy wat, Dominee, ek wens ek het meer hiervan gehad, of meer hiervan gehad, of meer hiervan gehad. Die deurlopende tema wat ek altyd hoor, is, weet Dominee Jaco wat? Jy sloof jouself af in die vleur van jou lewe om 'n klomp goed bymekaar te maak, en net sodra jy dit het, moet jy begin ontslaa raak daarvan. Dan moet jy afskaal. En die hartseer daarvan is hoeveel mense sê, my Dominee Jaco, ek het soveel ure by die werk spandeer, weg van my gesin af, om al hierdie goeders bymekaar te kan maak, om vir ons te kan voorsien. En nou, moet ons van alles ontslaa raak, en ek kyk terug oor my lewe, en ek wens ek het meer tyd saam met my man of my vrou, of saam met my kinders gehad.
Niemand aan die einde van hulle lewe vra ooit vir meer pakplek in hulle kar nie. Almal vra altyd, ek wens ek het meer tyd gehad. Meer tyd saam met my geliefdes. En ons ooms en tannies wat in die kerk is vanoggend, stem julle so? Stem julle so? En vriende, hier is die ding wat ons vandag moet hoor. Jy het nie 'n klomp goed nodig om gelukkig te wees nie. Op hierdie reis wat ons reis deur hierdie lewe, op pad na God se hart toe, jy het nie al daai tasse nodig langs die pad nie. Jy dink jy het, maar jy gaan terugkom van hierdie reis af en besef dat die helfte van hierdie goed het ek nooit gebruik nie. Die helfte van hierdie goed het ons nooit eens nodig gehad nie. Ek self is skuldig aan. Ek verbeel myself as ons partytjie met vakansie gaan, hè. Ek pak amper 2 hemde vir elke dag in en 'n broek vir elke dag in en dan bevind ek myself om die hele vakansie omtrent 2 of 3 hemde te dra. Want ons het nie al die goed nodig nie. En ergens langs die pad het ons deel geword van hierdie wêreldse wêreldbeskouing wat vir my en jou geleer het dat vir ons om gelukkig te wees, vir ons om op 'n punt te kan kom waar ons voel ons het iets in ons lewe bereik, vir ons om op 'n plek te kom waar ons sekuriteit beleef, vrede beleef, het ons 'n klomp goed nodig. Meer besittings, die nuwer model hiervan, die beter weergawe daarvan, die groter weergawe hiervan, nog 'n ekstra vertrek, nog 'n ekstra slaapkamer, nog 'n ekstra hierdie, nog 'n bietjie meer hiervan, nog 'n bietjie hoër salaris volgende keer, bietjie meer verhoging, so ek 'n bietjie hierdie meer ure by die werks insit, sodat ek 'n groter bonus kan kry, sodat ons daardie kan koop wat ons al so lank graag wil hê. Ergens langs die pad het ons begin dink, ons het 'n klomp goed nodig om gelukkig te wees. En ek weet ons leef in 'n finansiëel moeilike tyd. Ek weet ons leef in 'n tyd waar dit moeilik is om al die syfers te laat klop en te sorg dat die boeke klop en daar kos op die tafel is ensovoorts. Maar julle, daar is 'n baie fyn lyn tussen wat ons nodig het en meer as wat ons nodig het. En ons weet nie altyd wanneer ons oor daai lyn is nie. En die realiteit is baie van ons karre is baie voller gelaai as wat ons nodig het. Maar dis die ding. Hoe hoër my lewensstandaard ook is, hoe meer goed ek het, hoe meer tyd vat dit, hoe meer effort vat dit, hoe meer inspanning vat dit, hoe meer stres vat dit om dit alles ook in stand te hou en hoe groter is my vrees vir wanneer ek dit alles verloor. En julle weet daardie beeld wat ons gebruik het van die karre so vol gepak, so nou sit almal ongemaklik en boetie en sussie sit met hulle knie bo hulle ore want hier's tasse oral. As ons die verkeerde uitkyk op die lewe het dit nie net 'n impak op my en my fisiese gesondheid wat ek sloof my af van die oggend tot die aand toe en onvermydelik my emosionele gesondheid wat ek stres oor hoe ek alles gaan onderhou en ons skuld hoop op en wat as ons dit alles verloor. Dit het nie net 'n impak op my gesondheid nie, dit het ook 'n impak op my gesin. Want alhoewel daar waardering is om te kan sê, hoorie wat, pappa of mamma of wie ook al werk baie hard om vir ons te kan voorsien in al hierdie dinge, as iemand die hele tyd nie by die huis is nie, word die lading om alles anders te doen oorgedra na 'n ander persoon. En op die einde van die dag is al wat 'n man of 'n vrou of kinders soek, is net dat jy daar is. Daar is. En ek sien so wat ek hier voor my kyk, is interessant, is my opvallend toe ek dit nou sê, dat baie van ons kinders en jong mense knip dadelik hulle koppe. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet besef wat belangrik is om in ons lewenstassies te pak. Maar dit is nie 'n klomp goed nie. Want jy kan nie gelukkig wees deur 'n klomp goed nie. Waar lees ons dit in hierdie gedeelte? Jesus sê, moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie. Want julle eendag wanneer ons lewe hier op aarde tot 'n einde kom, vat jy niks saam met jou nie. Niks. En ja, ek weet ek moet voorsiening maak vir my kinders en hulle kleinkinders, so weer eens, so wat ons van tevore ook gesê het toe ons oor finansies gepraat het, geloof en gesonde verstand is nie teenoorgesteldes nie. Die Here vra vir ons om verantwoordelik te wees, maar weer eens, daar's 'n fyn lyn tussen verantwoordelik en gierig.
Daar's 'n fyn lyn tussen verantwoordelik en te voorsien in ons behoeftes en oor te gaan na ons pak hopeloos te veel tasse as wat ons nodig het vir die reis. En Jesus sê vir ons, as jy te veel skatte in hierdie lewe bymekaar maak, gaan mot en roes dit verniel, diewe gaan dit steel en jou mense en jouself en jou verhouding met my gaan daaronder lê. En as Jesus hier vir ons sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, is die boodskap wat ek en jy vandag moet hoor, dat as jy jou geluk soek in 'n klomp goed, en as jou geluk afhang van 'n klomp goed, dan moet ek myself eerlik afvra, of ek in volkome afhanklikheid van God lewe, en of ek hom vertrou, om vir my te gee, wat hy weet ek nodig het. Moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie. Hierdie lewe gaan nie oor besittings, geld en rykdom nie. Ware rykdom is daai man of vrou wat elke oggend langs jou wakker word. Ware rykdom is daai kinders wat die Here vir jou in jou lewe gegee het. Ware rykdom is jou geliefdes in jou lewe, jou gesondheid. Dit is ware rykdom. En so wat ons al baie keer vir mekaar gesê het, moet nooit ooit jou geluk of jou sekuriteit plaas in enige iets wat buite jou beheer in 'n oomblik van jou weggeneem kan word nie. Dis 'n dom besluit om dit te doen. Ware geluk, ware vrede, ware vreugde, ware sekuriteit en die sin van die lewe word gevind in 'n verhouding met God en die mense in jou lewe. Wat ook interessant is julle, in die volgende gedeelte as Jesus praat oor die lamp van die liggaam is die oog, en as jou oog goed is, sou jou hele liggaam lig hê. Ons lees baie keer daai gedeelte, en ek dink ons Jesus sê vir ons, jy moet versigtig wees waarna jy kyk. As jy na 'n klomp verkeerde goed kyk, dan gaan jou hele lewe donker wees. So ek moet kyk na wat se programme ek op die TV kyk. Ek moet kyk wat ek lees in die nuus, want dit wat my oog sien affekteer my hele lewe. En dis nie heeltemal wat hierdie gedeelte beteken nie. Julle sien, Jesus verwys hier na 'n bekende Joodse gesegde. En die Jode het 'n manier gehad om te sê, dat as jy iemand is, luister mooi, wat raak sien wanneer iemand anders te hulp nodig het, wanneer jy sensitief is vir ander se omstandighede, is jou oog lig. Maar as jy iemand is wat net vir jouself lewe, en jou eie wil, en jou eie begeertes, en jou eie planne, en jy's blind vir ander mense se omstandighede, is jou oog donker. So dis 'n beeld wat die Jode gebruik het. En Jesus sê, as jou oog lig is jou hele liggaam lig. Maar as jou oog donker is jou hele liggaam donker. Met ander woorde, as jy iemand is wat net ingestel is op me, myself en I, en meer van wat ek wil hê, en my sukses, en my doelwitte, en alles wat ek in die lewe wil bereik, en hoeveel hiervan ek wil hê, en hoeveel tasse ek nodig het vir die reis, dan is dit donker in jou. Jesus sê, as my lig in jou lewe, dan wil ek hê, jy moet iemand wees wat eerder bereid is om minder te pak, sodat iemand anders 'n spasie het vir dit wat hulle nodig het. Dat jy bereid sal wees om iemand te wees wat sê, weet jy wat, ek vat eerder bietjie minder, sodat daar vir jou ook plek is. Dis iemand wat ingestel is elke dag van my lewe om te besef, my besittings, my geld, my tyd is nie my eie nie, dis God se. God vertrou dit aan my toe om dit te bestuur tot sy eer. En daarom moet ek ook in hierdie lewe ingesteld wees en nie net fokus op myself nie, maar my oog moet sensitief wees op die werklikhede, die omstandighede, die behoeftes van my man of my vrou of my kinders of van ander mense wat die Here op my pad stuur. Kinders van die Here wat snap wat God se wil vir ons lewe is mense wat se oë lig is. Met ander woorde, ek lewe met 'n ingesteldheid van wat ander nodig het, wat ander se behoefte is. En ek vra vir die Here dat hy my sal gebruik om ander te dien soos hy my eerste gedien het. Heeltemal anders as die tyd waarin ons lewe. Dis waarom alles van vandag se tyd die woordjie I vooraan het, nee, dis iPhones en iTunes en iPads en I hierdie en I hierdie en I hierdie en I hierdie. Want ons lewe in 'n wêreld waarvan ons sê, hierso is dit me, myself en I, hierdie is 'n wildtuin julle, hierso is dit survival of the fittest. Jy moet net vir jouself sorg, want dis alwaarvoor jy in hierdie lewe is. Elkeen sorg vir homself. Dit kan nie verder van die Bybel verwyder wees nie. En as ek en jy lewe met daai gesindheid,
As ek elke dag van my lewe en ek pak net my kar vol met alles wat ek nodig het en wat ek wil hê, dan sê Jesus vir ons, is dit pik swart donker in jou hart. Want jou oog is donker. En wat is die groot rede waarom mense se oë donker is? Wat Jesus net daarna sê. Dan sê Jesus, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie God lief hê en geld lief hê nie. Die een of die ander een is jou God. Die een of die ander een is jou sekuriteit. Die een of die ander een is die hoofprioriteit van jou lewe. En hier staan ek en jy vandag voor 'n keuse. Almal van ons is dikwels in ons lewe skuldig daaraan, dat ons op hierdie lewensreis van ons tassies maar volpak. Jy is dalk soos ek, ook daarvan skuldig, dat ek partykeer op my tas moet gaan sit om die zip toe te kry. Maar hier is vandag 'n uitnodiging vir my en jou. 'n Woord van die Here wat vir ons sê, dat deur hierdie lewe moet ons lig reis. En wees versigtig dat goed nie jou God word nie. Hoor weer, ons moenie deur hierdie lewe gaan en toelaat dat goed my God word nie. Want wanneer goed my God word, dan mis ons partykeer uit op God se wil vir ons lewe, God se plan vir ons lewe en God se seëninge oor ons lewe wat duidelik reg rondom ons is. Dis hoekom Jesus net in die gedeelte hierna sê, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet of drink of aantrek nie, maar soek allereers my koninkryk. En ek sal vir julle gee wat ek weet julle nodig het. Mag ek en jy volgende keer, nie die volgende, vandat ons uit hierdie diens uitstap, en elke dag van ons lewe, bietjie minder tassies pak vir die reis. Ons het nie so baie goed nodig nie. Want in goed het ons alles wat ons nodig het. Kom ons bid saam. Here, ons pak ons tassies partykeer maar oorvol in hierdie lewe. En Here, soms veroorsaak dit soveel druk en stres en spanning en angstigheid om al hierdie dinge te moet inpak wat ons glo ons nodig het om gelukkig te wees. Wat ons glo ons gelukkig het om veilig te wees. En Here, so sonder dat ons dit agterkom, maak almal van ons ook maar vir ons skatte hier op aarde bymekaar. Maar Here, ons hoor vandag hoe U vir ons sê, dat waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Daarom vra ons, Here, dat U vir ons sal help, om te weet wat U wil hê in ons lewenstassies gepak moet word. En Here, help ons om U te vertrou elke dag van ons lewe, om te voorsien in wat U weet ons nodig het. En Here, gee vir ons oë en harte, wat ingestel is op ander se ervarings en wat ander ook nodig het. En help ons om by elke geleentheid wat ons kry, hulle te dien, te help waar ons kan, te ondersteun soos ons kan. En Here, dalk wanneer ons hierdie boodskap vanoggend hoor en ons hoor dat ons nie 'n klomp goed nodig het om gelukkig te wees nie, maak dit iets binne in ons ongemaklik, Here. Maar Here, dis goed so. En vra ek dat U vir my en vir elkeen van ons wat hierdie woorde hoor vanoggend, deur die Heilige Gees sal kom help, sodat ons elke dag van ons lewe U koninkryk sal soek. En dat ons sal besef wat werklik belangrik in hierdie lewe is. En dat ons daarop sal fokus. Dat ons sal lewe vir U eer en heerlikheid, Here. Dat ons U sal lief hê en ons naaste sal lief hê. Wetende dat U weet wat ons nodig het. Here, U weet wat ons nodig het vir hierdie reis. En daarom vra ons eintlik vanoggend, Here, dat ons wil nie meer verder ons eie tassies pak nie. Dat ons is altyd geneig om die verkeerde goed te pak of te veel te pak. Ons vertrou U, Here, dat U vir ons in ons lewenstassies sal sit wat ons nodig het. En ons weet dit sal altyd genoeg wees. Want U is getrou. U is lief vir ons.
en U beloof dat U sal sorg vir ons. So Here, dankie vir elke tas wat ons in ons lewe het. Dankie vir al die seëninge uit U hand uit, Here. Ons loof U en ons prys U heilige naam daarvoor. Amen. Liewe gemeentevriende, ons gaan vanoggend se diens afsluit by die sing van 'n baie bekende lied. Die lied se naam is Halleluja in my hart. En onthou die woordjie halleluja beteken om bly te wees in die Here. Die woordjie halleluja is 'n samestelling van verskillende Hebreëse woordjies wat letterlik beteken om bly te wees in die Here. En wanneer ons dit doen, dan erken ons vanoggend my rykdom. Dit wat belangrik is in die lewe word gevind in hom en nie in 'n klomp dinge nie. So kom ons staan, dan gaan ons hierdie lied saam sing. Dankie Dion, julle kan daai vir ons aansit. Kom ons sing saam hierdie lied tot eer van die Here. God van vreugde, God van vrede, God van lewe en bovenal. God hoor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God hoor my, God hoor my. In die hemelstraal van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. God van almaag, God van krag, God oor die nasies en bovenal. God hoor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal. God hoor my. God hoor my. In die hemelstraal van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en
Prys die Here op die aarde, prys die Here in my hart, vir ewig en ewig. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met sy vrede. Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus elke dag vir jou genoeg wees. En mag die liefde van ons Hemelse Vader elke dag oorvloedig oor jou uitgestort word. En mag die krag van die Heilige Gees met jou wees en bly, elke oomblik van elke dag. Mag die Here genoeg wees vir jou. Die Here seën jou, gaan wees tot seën vir ander. Amen.